Vandag kuier ons in die versorgingseenheid by Tyniqua met Theodor Dekker. Hy is die verpleegkundige verantwoordelik vir die kliniek by Tyniqua. Ons gesels 'n bietjie oor versorgingsdienste en verpleegdienste. Goeiemôre en baie welkom by Tyniqua. Ons kuier vanoggend in die versorgingseenheid en so ek vra verskoning as daar onderbrekings is of mense wat in die agtergrond verbyloop, maar dis vir ons lekker om u ook te verwelkom hierso in die hartjie van ons versorgingseenheid. Saam met my vanoggend is ons verpleegkundige van die kliniek, Theodor Dekker. Dis baie lekker om jou te verwelkom hier vanmôre, Theo. Baie dankie. Ons gesels vandag sommer so 'n bietjie oor wat die rol van die kliniek is en watter besondere dienste gelewer word, maar ons gesels ook oor die algemeen, oor die welstand van ouer persone. Kan ons dalk begin deur te vra verpleegkundige dienste en versorgingsdienste wat die kliniek aanbied? So die hele doel van Tyniqua se kliniek is om ondersteuning te bied aan ons inwoners en dan ook die buitelede wat dienssentrumlede hier by Tyniqua is. Daar is verpleegkundige aspekte en dan versorgingsaspekte aan dit. Die verpleegkundige aspekte is waar ons inwoner se observasie sal doen, hulle bloeddrukke monitor en terugvoer dan gee aan hulle dokters. Ons bestuur ook hulle medikasie. Baie van ons inwoners drink soveel pille dat om dit alles uit te sorteer, so dit is gerieflik dan as 'n suster of 'n stafverpleër dan die medikasie toedien, dan weet ons en die familie dat hulle die medikasie kry, die regte medikasie kry op die regte tyd. Wat deel van die verpleegkundige aspek nog is dat ons verwys inwoners, as ons 'n probleem agterkom, dan verwys ons hulle van hier af of hospitaal toe of na 'n dokter toe. Ons kyk ook na die algemene gesondheid van die inwoners, hulle funksioneringsvermoë, ons doen assesserings, kyk of hulle in staat is om nog elke dag die take te verrig wat hulle moet wanneer hulle onafhanklik bly. As dit by die versorging kom, het ons 'n span versorgers en baie van die inwoners woon onafhanklik, maar hulle benodig nog 'n bietjie hulp met sekere take. En ons wil die onafhanklikheid van die inwoners so ver as moontlik dat hulle dinge vir hulle self kan doen. Soos wat 'n mens ouer word, het ek al gehoor by van die inwoners, ontwikkel jy 'n vreesverval en veral in die badkamer. So baie keer is daar 'n versorger wat net buitekant die deur staan terwyl die inwoners stort, maar dit maak hulle kalm om te weet daar is iemand daar indien hulle sou val of iets gebeur. En dan persoonlike higiëne, soos voet en 'n naalsorg is 'n baie groot ene. Veral wat die voete ook, baie van die inwoners kan nie meer so lekker by die voete uitkom nie. Klein dingetjies in die huis wat hulle, as hulle hulp nodig het om aan te trek, omdat hulle dalk nie, dan bied ons hulp met dit. So ons wil kyk hoe om die inwoners vir so lank as moontlik onafhanklik te hou, maar net met daai bietjie ekstra hulp. Dit is eintlik fantasties om te dink dat die doel is om mense langer onafhanklik te hou. Ja, definitief. Ek dink dit voeg ook waarde toe tot iemand se bestaan om te weet hy kan nog sekere dinge vir homself doen. En dit is vir my so mooi, of nie mooi nie, maar dis vir ons 'n baie goeie teken as die inwoners of die lede self na ons toe kom en sê, hoorie, ek het hulp nodig met dit. Dit wys vir ons dat die inwoner nog in staat is om onafhanklik te bly, want hulle kan self erken dat hulle hulp nodig het. Ja. Ek weet die staatsdokter kom elke 2 weke na Tyniqua toe. Verduidelik 'n bietjie vir my hoe lede van die dienssentrum kan baat vind daarbey en hoe die kliniek daai hele proses vergemaklik vir lede. Okay, so Tyniqua is in 'n baie bevoordeelde posisie om 'n staatsdokter te hê wat elke 2 weke ons kom besoek op 'n Dinsdag. Ons inwoners en die buitelede wat nou staatspasiënte is, kom sien die dokter hier en hy hernie voorskrifte. Hy skryf akute medikasie voor, hy ondersoek ons inwoners
En dan gaan ons as Tainiqua en gaan haal die medikasie by die staatskliniek en ons bring dit hiernatoe en die inwoners kan dit dan hier kom kry. Maar wat dit so gerieflik maak is, die inwoners en ons buitelede kom sit, hulle geniet 'n koppie koffie, hulle gesels, en dan sien hulle die dokter, daar's nie dat hulle vir ure moet wag om gehelp te word nie, dat hulle al die pad, want waar ons inwoners hier in George hulle staatsmedikasie kry, is jy weet, heeltemal uit die dorp uit. So waar die medikasie vandaan kom, is die Thembaletu depot. So dan hoef hulle nie al die pad soontoe te ry nie. As hulle moet bloed trek, enige monsters wat moet weggestuur word, ons doen dit alles. So hulle kom hiernatoe en ons kyk dat alles gebeur en dit is gerieflik en maklik. Theo, ek wil graag hoor, baie families het ouer persone wat alleen woon. Oupas en oumas wat alleen woon. Watter tekens of gedrag moet vir hulle laat alarmpies afgaan en weet dat hulle moet kontak maak met 'n gesondheidsdiens? So daar is 'n hele paar dingetjies waarvoor 'n mens kan uitkyk. As jy onseker is, rapporteer dit. So eerder oorrapporteer as onderrapporteer. Eerder oorrapporteer as onderrapporteer. Dit kan met klein dingetjies begin, soos gedragsveranderinge, vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid is 'n normale proses van ouerwording, maar as jy agterkom, mammy of papi vergeet nou meer as wat hulle noodwendig doen. Of dat die rekeninge nie meer betaal word nie, of so. Die finansiële aspek daarvan, dat hulle vergeet om hulle pille te drink, vergeet om hulle pille te bestel of te gaan afhaal, en dan baie groot ene is, jy sal dit nie noodwendig, jou ouers sal nie noodwendig vir jou sê nie, maar jy sal agterkom aan hulle arms of aan hulle bene, is as daar toenemende valle is, as hulle val, dit is, om te val is maar, enige iemand kan val, maar as daar nou rarig die valle meer gereeld begin word, dan is dit definitief iets om te rapporteer. En ook, as jy sien, hulle word te swak. 'n mens kan sien hoe hulle loop, die pas waarmee hulle dinge doen. 'n Mens kan dan net vir jouself dink, jy weet, jou ouer dan hulp nodig het. Hoekom, sommer interessantheidshalwe, hoekom dink jy, rapporteer ons inwoners byvoorbeeld nie as hulle geval het nie? Die meeste van ons bejaardes wil nie in 'n versorgingseenheid opeindig nie. En dit maak my werk baie moeilik as ons hulle dalk net vir 'n dag of 2 in die versorgingseenheid moet hou vir observasies. Sê hulle altyd my, dis net 'n dag of 2. Jy hou my nie langer, ek gaan nie versorgingseenheid doen nie. En dit is vir my hartseer, want daar het mense koppel die versorgingseenheid aan die dood, dat as jy versorgingseenheid toe gaan, dan gaan jy om te sterf. En dis glad nie waar nie. In die versorgingseenheid is daar net die dienste daar beskikbaar om jou te help om nog steeds onafhanklik te wees, maar net in 'n omgewing wat 'n bietjie meer gekontroleerd is, waar daar bietjie meer toesig is. Maar niemand wil iemand se onafhanklikheid van hulle af wegvat nie. Ja, en dit is wel hartseer, want mens kan in die versorgingseenheid nog 'n hele volle lewe leef. Definitief. Mense kan nog steeds, as hulle vermoëns so is, kan hulle nog steeds op uitstappies saam met familie gaan en gaan tee drink by die wonderlike koffieplekke hier by ons in George. Theo, ten slotte, as jy een boodskap vir kinders van ouers wat ouer is kan gee, wat sal dit wees? Rapporteer eerder vroeër as later. Moenie wag tot iets eers 'n probleem is voordat 'n mens dit rapporteer nie. As jy klein waarskutekens sien langs die pad, noem dit vir die huisdokter of vir die suster of wie ook al die mediese personeel dit is wat die naaste aan julle is. Partykeer kan dinge voorkom word deur net vroeër daaraan aandag te gee. So vroeë diagnose kan beteken dat iemand vroeër die regte medikasie kry. En selfs al kan medikasie nie die simptome stop nie, kan dit definitief simptome vertraag en langer vir iemand 'n goeie kwaliteit lewe gee. Theo, baie dankie, dit was 'n lekker gesels vanoggend. Ek hoop dat dit vir mense daar buite sommer baie waarde het. En aan u sê ek baie dankie. Ons sien weer 'n volgende keer.